Familie, goeiemôre, dit is donderdag. Dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Dis so lekker. Die naweek is amper hier, byt vas, maar ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Vandag gesels ons oor teleurstelling. Teleurstelling wat ons baie keer vind in gebed. En ek wil vanoggend vir jou sê, teleurstelling is een van die stilste geloofsmoordenaars. Dit skree nie hard nie, dit argumenteer nie, maar dit sit jou hart in 'n plek waar jy nie meer wil verwag nie. En met tyd raak daardie fluister wat jy die hele tyd hoor, 'n besluit. Ek sal glo, maar ek gaan nie meer hoop nie. En vandag is ek bewus daarvan dat baie mense dra teleurstelling wat hulle nooit voor God weet hoe om te verwoord nie, weet hoe om te sê nie. Jy het ook vir genesing gebid, dit het nie gekom nie. Jy het vir herstel gebid, dit het nooit gekom nie. Jy het geglo God gaan ingryp in hierdie situasie en al wat hy gedoen het, hy was nie daar vir jou nie. En eers het jy begin dink, as ek net niks verwag van God nie, kan ek nie seer kry nie. Maar selfs Johannes die Doper, een geloofsheld, wat selfs vir Jesus gedoop het hierdie selfde dinge beleef. Hy het uitgeroep, daar is die lam van God. Maar later sit hy in die tronk en hy stuur boodskappers na Jesus met die volgende vraag. Hy vra vir hom, nadat hy vir hom gekenmerk het as die lam van God, vra hy vir hom, is u werklik die Messias wat sou kom? Of moet ons tog iemand anders verwag? Nou mag jy dalk vandag vir jouself vra, Johannes, regtig? Jy het dan gesê dis die lam van God. Maar nou bevraagteken jy dit. Weet julle hoekom? Hy het teleurstelling ervaar. Teleurstelling het sy sekerheid begin aantas. En let op, Jesus veroordeel hom nie, hy verduidelik nie alles nie, hy wys net na wat hy doen en sê. Hy sê vir hom, geseënd is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Hier is die waarheid wat ons vandag moet hoor, familie. Teleurstelling word gevaarlik wanneer dit nie uitgespreek word nie. Wanneer dit nie verwerk word nie, wanneer dit ons hier binne verhard. Wat jy nie kan uitbid nie, wat jy nie vir God kan sê nie, word bitterheid. Wat jy wegdruk, wegsteek, begin jou verwagting van God vorm en dit is nooit neutraal nie. En vandag wil ek jou uitdaag om die volgende te doen. Neem jou grootste teleurstelling, en hierdie is dalk moeilik vandag, ek gaan jou dalk bietjie ongemaklik maak, en bring dit vandag in eerlikheid voor God. Noem dit. Moet dit nie sag maak nie. Sê vir die Here waar jy gedink het hy sou optree en hoe dit jou geraak het toe hy nie opgedaag het nie. Familie, moenie worry nie, dit is nie ongeloof nie, maar dit is juis rou geloof in aksie. En dan wil ek jou vra, skryf ook jou teleurstellings neer as 'n gebed. Vra nie eerstens vir 'n oplossing vir God nie, maar vra vir genesing van jou hart. Vra God om jou verwagting weer suiwer te maak. Nie weg te vat of minder te maak, nie te verlaag nie, maar om dit in hom te anker, nie in jou uitkomste nie. Familie, teleurstelling beteken nie God het weggedraai van jou af nie. Beteken dit jy seer gemaak. Maar seer kry hoef nie jou geloof te versmoor nie. Ek wil jou vandag vra, net of jy is, wil jy net jou oë toemaak nie, en vandag hierdie saam met my bid. Here, ek bring my teleurstelling na U toe. Dit wat ek weggesteek het, dit wat my geloof stil gemaak het, genees my hart. Help my om op U te vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie. Suiwer my verwagting en leer my om weer hoop te hê. In Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek sien jou môre vir Vrydag se oordeenking. Lekker dag.